Ek groet u in die mooi naam van Jesus. Ek moet vir u sê, die week het te vinnig verbygegaan. Ons is nou net mooi van rivier sonne end. Ons verdwaal nou nie meer nie. Ons weet door hy ons enige plek en dan kan ons alweer uitkom. Ons ken al weer rekordpaadjies. Voor ek by die boodskap kom, wil ek net vir u die volgende sê. Ek sit nou hier en elke aand wanneer mense opkom, dan voel mense besorgd oor stoele wat nog leeg is. En jy sien 'n hele dorp van mense, vele wat in sonde kwyn. En dan sien jy ook mense wat aankom omdat hulle die Here soek. En mense wat aankom omdat hulle miskien net wil kom kyk. Maar ek het 'n ernstige besorgdheid wat ek met u wil deel vanaand. Ek lees in die Bybel in Daniël van 'n koning wat 'n fees gehou het. En die Here sê in die storie vir die koning, hy's geweeg met 'n lig bevind. Nou wanneer ons met die Here se besigheid besig is, dan tel ons nie mense nie. Want God tel nie mense nie. Hy weeg mense. Soos wat jy opkom, weeg God jou. En die koning was te lig bevind. So wanneer ons hierdie dienste so hou, dan wonder ek altyd, wat maak ek aan die skaal? Wat maak u aan die skaal? Vanaand se boodskap, vriende, sal jy agterkom. Jy kan nie in vanaand se boodskap voldoen. Jy kan nie daarin voldoen tensy jy nie al die ander boodskappe aan voldoen nie. Ek het vir jou aan die begin gesê, hierdie reeks dienste is eintlik een preek wat jy in stukke moet preek. Vanaand se boodskap is getitel, vandag se boodskap is getitel, hierdie titel van hierdie boodskap sê, Jesus se begeerte vir my is om in hom gevind te word. Nou my broeder, u kan nie in Jesus gevind word as hy nie in die liggaam groot gemaak is nie. Hy kan nie in jou liggaam groot gemaak word tensy jy aan hom in sy dood gelykvormig geword het deur vir sonde te sterwe nie. Saam met my? En jy sal nooit vir die sonde sterwe tensy u nie gesê het, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry nie. Maar jy kan mos nou nie alles skade ag tensy jy nie vir Jesus leer ken het nie. So ons het hierdie paar geleenthede wat ons by mekaar was om met mekaar te gesels oor Jesus se begeerte agtergekom, jy moet hom ken om hom as wins te verkry, om aan hom gelykvormig te word in sy dood en om hom groot te maak in jou liggaam sodat jy in hom gevind kan word. Ons skriflesing van vanaand is Filippense 3 vers 9. Luister wat sê die woord van die Here. En in hom gevind word. Dis waaroor ons praat. Nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Ons fokus is vanaand daarop dat ons in Christus gevind mag word.
Nou om hierdie teks te verstaan, is dit nodig om na die agtergrond te kyk, waarom sou Paulus 'n begeerte hê om in Jesus gevind te wil word en in die geregtigheid van Jesus en nie van homself nie. Om gevind te word in die geregtigheid van Jesus en nie in sy eie geregtigheid nie. Nou om vir ons lig op hierdie boodskap te werp, moet ons na Handelinge toe gaan en daar in die boek van Handelinge hoofstuk 6 tot 8. As die tyd het, lees dit gerus. Lees ons van die steniging van Stefanus. Die eerste martelaar wat sy lewe gegee het, wat gesê het, ek maak Jesus groot in my liggaam, of het deur die lewe of die dood is, ek sal doodgaan vir Jesus. Nou Stefanus sê die Bybel in Handelinge 6 vers 8, en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Die Bybel leer ons, Stefanus kon heel goed die waarhede verdedig, al was hy onderskat deur die skrifgeleerdes. Wat was Stefanus in die Bybel, my suster en my broeder? Stefanus was 'n diaken. Nou in ons dag, praat ons baie, so asof ons afkyk, ag, hy's maar 'n ou diakenkie. Hier spreek die woord van die Here van 'n diaken wat met God se gees vervul was. Hy was 'n man gevul met die gees van God. Groot dinge gedoen in die naam van die Here. Die skrifgeleerdes het die diaken onderskat. Vir ek en u wat voel is maar net ek is so klein. Wanneer jy gering vir die mense lyk, met Jesus aan jou kant, kan jy berge versit. Mense gaan onderskat, wat is u? Is u dit en dat? Nee, ek is my net 'n broer. Het kan nie wees nie, want jy klink nie so nie, of jy maak nie so nie, of jy doen nie so nie. Dat die verskil lê nie in jou rang of in jou ampie, dit lê daarin dat jy met God se gees vervul is. Hierdie diaken, Stefanus, was gevul met God se gees. Toe hulle hom verhoor, sê die woord van die Here, het die boek Lukas 21 vers 14 en 15 in vervulling gekom in die lewe van Stefanus. Weet jy wat die Here vir ons aanbeveel? Hy sê in hierdie gedeelte van die Bybel, neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle woorde en wysheid gee, wat al julle teenstanders nie sal kan teespreek of verstaan nie. Al wat jy moet doen is vertrou op die Here. Stefanus het nie gedink ek sal my moet uitsorteer vir die skrifgeleerdes nie. Ek sal my moet regkry vir my verhoorie. Want Jesus het gewaarsku, moenie bekommerd wees oor wat jy sal sê nie. Ek sal vir jou woorde gee. Here, ons gaan na hy dorp toe. Wat sê ons vir hy mense? Moenie vir jou bekommer nie. Ek sal vir jou 'n woord gee. U sien, ten spyte van sy getuienis wat hy gelewer het, was hulle vasbeslote om hom dood te maak. Die mense het altyd 'n koortjie gesing, jy sal moet ly vir die evangelie. Ek weet julle wat nog, of hulle dit nog sing nie. Partykeer kan jy nie verstaan dat die kinders van die Here, sover dit hulle betref,
dan vir jou vervolg, omdat jy opreg met God is. Hierdie diaken het nie 'n saak gehad, die by hom het gegaan oor God se wil in my lewe, ek wil in Jesus gevind word. Geleerde Jode, toe Stefanus nog gevangen geneem word, het geleerde Jode van die omliggende streke, hulle was ingeroep om die gevangenes se argumente weerlê. Die diaken praat sê, goed, laat ons die slim manne kry om vir hom te kom regsit. Saulus van Tarsus was ook daar, met hy het die leidende rol teen Stefanus gespeel. Hy moes vir die mense bewys, Stefanus is besig om julle te mislei. Hy is besig met gevaarlike leerstellings. So welsprekend soos wat Saulus was, soos wat hy sy logika gebruik het, soos wat hy nou vir hom slimmer gehou het as, kon hy net in Stefanus iemand vind wat God se doel met die verkondiging van die evangelie verstaan het. Saulus het gevind sy eie geregtigheid staan nou teenoor die geregtigheid waarin Stefanus gevind word, wat die geregtigheid is van Christus. Stefanus teenoor Paulus was gevind in die geregtigheid wat deur die geloof in Christus kom. En hoor wat gebeur in die Bybel. Terwyl Stefanus van aangesig tot aangesig voor sy teenstander staan, het hulle gesien sy gesig was soos die van 'n engel. My vriende, as een ding omtrent die God wat ek dien. Al staan jy alleen, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? God sal in mense wat teen jou in opstand kom, sy harte spreek om te sê, maak wat jy wil, jy kan mos sien is my kind hy. Terwyl Stefanus aan die praat gaan, is sy toehoorders aangegryp deur hierdie diaken. Terwyl hy die geskiedenis van die volk vertel, hoe hardnekkig hulle was, het dit sy vervolgers net met meer haat gevul. Hulle wou nie hoor hoe dat hulle al die jare teen God in opstand gekom het nie. Die Bybel waarsku ons in die laaste dae sal mense se gehoor gestreel wil word. Hulle wil die boodskappe hoor wat sonde aanspreek nie. En daarom moet predikers vandag se dae, hulle moet mooi besluit oor wat hulle kan sê, sodat hulle in die guns van die mens kan bly. Stefanus het besluit, gooi my dood of te nie, dat Jesus in my liggaam groot gemaak sal word, is 'n seker saak. Haat my vir die waarheid. As van ons wat baie fyngevoelig is. Jy skep miskien moed vanmôre dat ek die dierbaar is, sê wat die Here op my hart gelê het, en nou sê jy reguit. En jy sien in hy gesigte, hulle lus nie vir jou nie. Ander week, lê die Here weer iets op jou hart, hy sê jy nee Here, die mense hou nie af van nie. Raak jy bietjie versigtig, want jy dink aan die guns van die mens. Jy dink aan die mens wat in jou liggaam groot gemaak moet word, terwyl jy moet sê, alles het nou lewe of alles het nou dood, Jesus moet in my groot gemaak word. Want as hy geweeg moet word, moet ek in hom gevind word. Stefanus het geweet waaroor het gaan. Maar hy was vasberade om te staan vir Jesus, terwyl hulle vasberade was
om hom dood te maak. As ek en u by die punt waar ons nie vir hierdie lewe omgee om Jesus as wins te verkry nie. As ek en u al by die punt wat ons sal sterwe vir Jesus. As ek en u by die punt wat ons bereid is om ons lewe te gee vir God, terwyl ons Here elke week kan ons nie eens 'n seer woord vat nie. Wat nog te sê om te bloei vir Jesus? Sal u 'n klap vat vir Jesus? Sal jy 'n vinger in jou gesig vat vir Jesus? Sal jy dit hanteer as iemand jou in die gesig spieg omdat jy Jesus se naam groot maak? Hoe sal jy reageer? Hoe sal ek reageer as iemand sy mes trek omdat ek sê die Here sê? Stefanus sê die woord van die Here was van een ding sy mind, sy gedagte was opgemaak, maak wat julle wil. Vir my is dit belangrik om in die geregtigheid van Christus bevind te word of julle my doodgooi of nie. Dierbares, hoe lank wil ons kerk speel? Hoe lank wil ons kerkmense wees? En mooi lyk en mooi aantrek en beter as ander wil wees. Terwyl ons nog nie bereid is om dood te gaan vir Jesus nie. Die rede hoekom baie van ons kinders vroeg die wêreld invaar, is omdat ouers 'n dubbele lewe lei. Hulle is een dag so en die ander dag so. Hulle kan nie besluit om een keer in Jesus gevind te word nie. Ongelowiges sien nie kans om ons Here te dien nie, want hulle sien hom nie in ons nie. As ek en u vanaand in die skoene van Stefanus moes staan. Ek ken my hart. Ek ken jou hart. Wat gaat nou in jou hart aan? O Vader, asseblief tog. Nou Ali, ek is nog nie reg nie. Ek is nog nie reg nie. Ek is 20 jaar by die Here, maar jy sê nou, o asseblief tog Here, ek is nog nie reg nie. Wanneer gaan jy regkom? My vriende, Stefanus se oë was op sy verlosser en zaligmaker. Die Bybel vermaan ons die oog gefestig. Die Engels sê fixed on Jesus. As jy iets fix, dan maak jy hom vas. As jy vir jou gaan vestig in Riviersonne-End, of in Adelaide, of in Peaston, of waar ook al, as jy daar gaan vestig, dan verstaan almal, jy gaan nou bly daar. Ons het hier in die dorp kom kuier, ons het nie hier vir ons kom vestig nie, so my oog behoort nie by Jesus te kuier nie, hy moet gevestig wees. Stefanus se oog, sy oë was op Jesus gevestig. Here, al gooi hulle my dood, ek het U leer ken, en ek wil alle skade ag om U te win. Here, ek het reeds sonde afgesterwe. Hierdie liggaam van my wil ek met alle vrymoedigheid vir U saak gee, sodat ek in hierdie dag in U geregtigheid gevind sal word. Hoeveel gelyk ons met Stefanus?
vanaand. Sy oë is op sy verlosser en zaligmaker. Hoor wat sê die Bybel in Handelinge 7 vers 55. Maar hy was vol van die Heilige Gees. En het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. Dink jy in, hier is weer wat deur mekaar skare mense, wat jou bloed soek, jy staan nie kalm, jy kyk na die hemel, en al hierdie geraas verdwyn uit jou ore, want jy sien vir God, jy sien Jesus staan langs sy Vader. Nou weet jy wat sê die Bybel in Kolossense 3 vers 1? Hier sê die Bybel dat Jesus aan die regterhand van God gaan sit het. Is jy saam met my? Jesus het toe hy hemel toe gaan, aan die regterhand van God gaan sit. Nou Jesus nou, soos ons dit nou kan verstaan, langs sy Vader. En ewe skielik is daar beroering op die aarde. As beroering op die aarde, daar gaat iets aan. En Jesus kyk, hy sit vorentoe, hy sit al vorentoe op sy punt, en hy sien hierdie kind van my, niks gaan hom keer om in my gevind te word nie. Hulle kan hom maar maak wat hulle wil. Hy staan vir my. En Jesus kan nie anders as om op te staan nie, en sê, dis my kind hy. Met my en u lewe bring ons vir Jesus op sy voete. Kan nie van my en u sê soos van Job. Duiwel, Satan het jy gesien, dis nou my kind het jy gesien. As hy nog soos hy nie. Kan nie vanavond sê, het jy vir Hilton gesien, duiwel, Satan? As hy nog soos hy nie. Het jy vir Marie gesien? Het jy vir Maria gesien? Het jy vir Anna gesien? Het jy vir William gesien? Het jy vir Pieter gesien? Dis nou my kinderrein. Kan Jesus vanavond met trots na jou verwys, my vriend? Miskien sien pastoor jou, maar Jesus het dit nog nie vir jou gesien nie. Miskien sien die kerkmense, jy is altyd daar, maar Jesus weet niks van jou nie. Die Bybel sê, mense sal sê, maar Here, ek het in die naam duivels uitgedryf. Hy sê, gaan weg van my, ek het nog nooit vir jou geken nie. Ons moet ons nie verbeel, die Here sien ons nie. Ons moet in hom gevind word, sodat ons kan seker wees, hy sien ons. Luister wat sê die woord van die Here. Stefanus het agtergekom as die moeite werd om Jesus te ken. Hy het agtergekom as die moeite werd om hom as wins te verkry. Hy het agtergekom as die moeite werd om aan hom gelykvormig te word en om hom groot te maak, sodat jy in hom gevind kan word, het Stefanus agtergekom. Want wat Stefanus verder betref in hierdie verhaal, Handelinge 7, vanaf vers 58 tot 60, kyk hoe sterwe hierdie man. Die Bybel sê, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp. En hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jongman met die naam Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl Stefanus nog nie brand is, die kan nie so nie, nee. Die Bybel sê, terwyl Stefanus die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap.
ons as kinders van die Here, as 'n ongelowige, of self 'n sogenaamde gelowige ons leed aandoen, dan sê ons graag, ek het hom in die hande van die Here gegee, hy sal sien. Gebeur dit? Hy sal sien, ek het hom in die hande, hy nie mors my kind van die Here nie. Maar hierdie kind van die Here sê, Here, moenie vir hulle hierdie sonde toereken nie. Hoe vergewensgesind is u as 'n Christen? My broer, ek dien die Here, maar hierdie kind van my, die Here ken my hart, ek is klaar met hom. Dan gaan jy pad toe, en jy gaan diens toe, en jy bemoedig ander mense wat jy wil hoor, maar met hierdie kind is jy klaar. Nee broer, as hy self aan te smeer nie. Hy sal nooit regkom nie broer. Hopeloos. En as jy by die diens kom, hy verlos my van my sonde. As jy, het was nie om te oordeel nie, maar jy skryf af. Dink wat ons doen mense. Toe die Here daai kind in die moederskoot geweef het, sê Jeremia 29 vers 11, hy het goeie gedagtes omtrent daai kind. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Elkeen moet gered word. As jou kind verkies om hel toe te gaan, God se liefde moet in u bly. God se liefde moet in my bly, want waar sal hy die Here kry? Ons is sy kinders, ons is sy knegte, ons is hier om in sy naam op te tree. Moet nou nie afskryf nie. Wees lief vir hom. En daardeur sê ons nie praat verkeerd goed nie. Daardeur sê die Here nie versterk hom in sy sonde nie. Die Here sê bly lief. Want toe die verlore seun sy goed gevat het en geloop het en huis toe kom, toe hardloop die pa. Want sy liefde het nie opgehou nie. Stefanus leer ons vanaand, as jy in Jesus gevind wil word, moet jy kan vergewe. Volkome vergewe. Nie, oké, ek sien jou oor, maar onthou net. Onthou net, nie laat het weer gebeur, is jou laaste kans. Ek vergeet gauw, ek kom elke dag na die Here toe om dieselfde storie. Maar jy kry net een kans. Hoe vergewensgesind is u, my vriend? 'n ware kind van die Here weet wat vergifnis is. Weet jy hoe weet hy dit? Hy was self vergewe. Soos ek vandag hier voor u staan, weet ek wat het is om vergewe te word. Daar was 'n tyd in my lewe toe ek hierdie rug op God gedraai het. En gesê het vir my vrou, julle kan maar maak wat julle wil, ek gaan die hel toe. Want ek is moeg van die kerkspelerij en voorgeerij en tweegesig van kerkmense. Ek is maar tevrede om hel toe te gaan. Ek het teen God in opstand gekom. Mense het my iets gedoen, God het my niks gedoen nie. Soos wat het maar altyd is, die Here doen ons nie leed nie, as mense wat ons seer maak. En ek het van God af weggeloop. My vrou het die naam van die Here aangeroep. Laat ek hoor hoe bid sy vir my. En ek het my kussing gevat en het oor my kop gedruk. En ek wil nie hoor van die gebittery nie, van die skynheilige sien. Maar weet jy, Jesus het 'n liefde wat vir niks skrik nie. Te midde van wat ek gedoen het en wat ek was, baie diep haal hy my uit. Hy haal my uit die moddersluik. Terwyl mense na my kyk, my broeder,
asof ek nou 'n malaats is. Die manne wat ander dag gesê het, "Hey bro Hilton, hoe gaan dit vandag?" As ek so soos 'n sondaar aankom, kyk hulle my nie regtig wil stap hier om hulle stap by my kerkbroers. Net een vriend van my het my altyd, as ek vir Brenda hulle kerk toe bring, en ek sit daar in die kar, of ek sit daar kop onderste bo, want ek lus nie vir op en af ry nie, ek wil nie daar wees nie, dan is daar een vriend van my, tot vandag toe, en het hy altyd maar na my toe gekom as die kerk uit is, as ek daar buite staan. Want die broer wat net die vorige jaar 'n baie gewilde broer was, en 'n inbroer, hy's nou malaats. Stefanus het by Jesus geleer van vergewe. Ek het gekom sien, dit maak nie saak wat my verlede is nie, my Bybel beloof, hy dink nie meer daaraan nie. Partykeer as ek so ry by die werk en dan kom my verlede so in my op, dan voel ek so sleg. Dan moet ek sê, Here vergewe my, laat ek iets onthou wat U al lank al vergeet het. En selfs wanneer mense my daaraan herinner, as ek nie bekommerd nie, U kan my ken, of U kan my nie ken nie, dit maak nie saak nie, ek is vergewe. Want hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Hy het juist gekom vir mense wat vergifnis nodig het. En ek het besluit, Here, as U kan van my kant sien, as U enigiets van my kan gebruik, gebruik my. Ek wil baie graag hê die Here moet my nog meer gebruik, maar die Here weet wanneer. Maar wat ek vandag vir U wil sê is, die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy verlos my van my sonde en hy maak my vry. Hy verlos my, halleluja, halleluja, prys sy naam. Stefanus het geleer van 'n God wat weet wat vergifnis is. My vriende, ons kan leer by Stefanus. Ek en U, as ons in Jesus gevind wil wees, sal ons moet leer uit die voorbeeld van Stefanus. Hierdie martelaars dood van Stefanus het 'n diep indruk op Saulus gemaak. Paulus, toe hy nog Saulus was, hy was beweeg met hierdie ding. Hoewel die dood van Stefanus die kerk 'n knou gegee het dit bygedra tot die oortuiging van Saulus, wat later sou Paulus word. Hy kon nie hierdie gebeure uit sy kop uitkry nie. Die geloof, die volharding van hierdie martelaar en die heerlikheid van God wat op sy gesig gestraal het vir Saulus gepla, want hy was besig om die kinders van die Here te vervolg in sy eie geregtigheid. Hy het gedink hy doen God te guns. As van ons wat beweeg in ons koppe, is ons besig om vir God op te tree, terwyl ons eintlik God vervolg. Paulus was ywerig. Paulus was vol vuur om hierdie mense dood te maak en in die tronk te sit wat heeldag loop by Jesus. Hy het geglo hy doen 'n goeie ding. Maar wat hy nie kon verstaan, een van hierdie mense op wie hy neersien, wat nou in sy kop in die minderheid is. Baie keer gaan dit by ons mis oor die minderheid. Kom, hulle is dan so min. Ons is dan meer, hulle is dan so min. Hoe is dit dan dat God sy heerlikheid op die minderheid straal en skyn? Jy moet seker maak, jy behoort nie aan 'n kerk oor dit die meerderheid is nie. Jy moet seker maak, jy volg nie vir Jesus in op 'n weg waar daar genoeg mense is nie. Want hy tel nie mense nie, hy weeg mense. Jy kan in 'n gemeente van 300 sit, jy kan die sportveld vol mense trek, dan is daar dalk een wat God ken. Want hy tel nie mense nie, hy weeg mense.
As sien jy hierdie mense wat in 'n huis aanbid, in alle opregtheid, op wie jy neersien, wie is hulle, wat nou glad, ek hoor hulle loop glad Saterdag keer, wie is hulle? Hulle kan nie reg wees nie. God die alles soos jy nie, God weeg! Hier sien Saulus sien, die Here is aan die man se kant. Nou gaan hy praat met sy leiers, wat gaat die aan? Hulle sê, moenie waar nie man, hy man is, hy's vals, hy's nie reg, hy's 'n godlonaar. Moenie jou steur aan hom nie. En Saulus gaan hom met erger vuur om te gaan doodmaak. Tot op 'n dag, halleluja. Tot op 'n dag. Saulus op die pad na Damaskus. Op 'n sending om die kinders van God te gaan wys wat gaan aan. Keer hier homself. As mense wat deur God gekeer moet word. Weet jy wat is my baie interessant in die Bybel? Saulus vervolg die kinders van die Here. Hoor wat vra die Here vir hom in Handelinge 9 vers 4 en 5. Saul, Saul. Nadat hy nou seker geval het al. Saul. Saul. Waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Nou moet jy mooi oplet. Wanneer ek en u in stryd met God se kinders is, luister mooi, wanneer ek en u in stryd met God se kinders is, jy sien verniet vir Hilton. Jy sê verniet Hilton gaat sien, hoe dink hy, waar is hy? Dis is sy dorpie nie. Praat jy maar van my. Wanneer God jou antwoord, vra hy vir jou, hallo, hoekom vervolg jy my? Wie praat nou hier? Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar is dat nie Hilton nie? Nee, Hilton is dood. Hy het die ou mens begrawe. Vir Hilton om te lewe is Christus en die sterwe wins. Het gaan nie oor Hilton nie. Hilton het die evangelie nie. Hilton was nie op Golgotha nie. Hilton was nie opgewek op Sondagmorgen nie. Hilton het die hemel toegevaar en as hoëpriester opgetree en beloof om weer te kom nie. Hilton vertel my net van iemand wat op sy weg gekom het. En hy iemand is Jesus en jy is nou besig om hom te vervolg. Dierbare, is u in die lewe dalk besig, in u verbeelding, is u 'n kerkmens, maar jy is eintlik besig om agter die kinders van die Here te beweeg, om hulle te vervolg. In die naam van 'n kerkmens, want Saulus was hier, 'n Romeinse soldaat of 'n heiden nie, hy was 'n kerkmens. Kerkmense wat 'n probleem het wanneer Jesus opgelig word. Het jy gehoor as mense hier by die saal, hulle preek heel week Jesus, Jesus. Nee, ek het my kerk. Ja, as weet jy wie is hy mense nie, hulle kom soek vir ons geld, hulle is weer dit en dat. Hulle vervolg nie vir ons nie. Is Jesus wat jy vervolg. U wat die was, is 'n getuie dat die niks anders uitgegaan het as Jesus en Jesus alleen nie. Het was die begin van groot dinge vir Saulus. In Handelinge 13 word hy nie meer Saulus genoem nie, hy is nou Paulus nou. Christus het hom nou gewys, kyk meneer, jy is op 'n dwaalpad, dis is die pad. As baie van ons wat baie opreg loop, waar ons loop, maar Jesus wil vir jou vandag sê, en in hierdie tyd, in hierdie jaar, gaan die Here nog baie spreek in hierdie dorp, om vir jou te sê, dit is die weg, wandel daarop, maar dit kan nie wees die Here, as sê die Here, lees jou Bybel.
Gaan gebeur in u dorp hierdie jaar. Gaan die Here vir u die woord laat oopmaak, sodat u kan sien wat God se weg is. Toe sien Saulus of Paulus, ek is mos die hele tyd besig om in my eie geregtigheid te wandel. Dit het tyd geword vir my om in die geregtigheid van Jesus gevind te word. Hy sien toe hierdie Jesus het gekom, volgens die profesie hy was gekruisig, hy was verwerp, hy het opgestaan, hy het hemel toe gegaan, hy is waarlik die Messias. Hy onthou vir Stefanus, en hy voel so sleg, omdat hy nog laat een van die belangrike manne was, in die steniging van die ware kind van die Here. Maar weet jy wat is mooi van die Here? Te midde van die geskiedenis van Saulus, sien Jesus kans vir hom. Ek en u vandag, in hierdie dag, het 'n verlede, dat ons die kinders van die Here 'n moeilike tyd gee. En jy doen dit met ywer. As God jou tot stilstand bring, en sê, jy wat so moeilik is, ek kan jou gebruik. Ek sien moontlikhede in jou, om jou te gebruik. Te midde van wat jy aangevang het. Hy vergewe vir Paulus. En hierdie vervolger word nou 'n verkondiger van die evangelie. Amen. Hy is nou self in die diens van die Here. Jy sien, as die duiwel dink, die is 'n goeie handige mannetjie. En die duiwel gebruik jou baie goed, broer James. Hy kom weg met jou. Hy sien, jy's 'n ou wat nie skroom nie. Hy gebruik jou. Nou God is magtiger as die vyand. Die duiwel kan jou maar hoe magtig gebruik. God sien, ek het hy voorman van die duiwel nodig. En hy bemagtig jou. En dan draai jy om teen, jy veg nou teen jou eie army. Jy het vir die duiwel geveg, nou veg jy teen die duiwel. Met allerlei woema wat jy vir hom mee geveg het, veg jy nou vir Jesus. Want Jesus sien nie net ons foute nie, hy sien ons moontlikhede. Onthou jy vir Petrus, nadat hy Jesus verraai het, verloon het, liewers. Toe hy uitgaan en ween en Jesus kyk hom. En die engel sê, gaan sê vir hulle, Jesus het opgestaan, maar onthou om vir Petrus ook te sê. Die Here is nie soos ons nie, wat afskryf nie. Hy skryf nie af nie. Hy wil hê ek en u moet in hom gevind word. My vriende, Stefanus was gevind in die geregtigheid van Christus. En hier aan die einde kom Paulus nou self en hy het hierdie Jesus ervaar en hy kom tot die slotsom en hy sê dat mense, ek wil nie in my eie geregtigheid wat uit die wet het is gevind word nie. Ek wil in Jesus gevind word. My vriende, ek en u moet verstaan, ek en u sal nooit in Jesus gevind word, as ons hom nie ken nie. As jy hom nie ken nie, loop jy agter elke dwaalleer aan, want jy ken nie vir Jesus nie. Jy sal nooit in Jesus gevind word, as jy nie by die punt kom waar jy sê, ek ag alles en almal skade om Jesus as wins te verkry nie. Jy sal nooit in sy geregtigheid gevind word, my vriend,
As jy nie by die punt gekom het in jou lewe, veral hy mense van ons wat so goeie kerkmense is, wat nog nie by die punt gekom het waar hulle sê, ek moet sterwe vir sonde, en aan Jesus gelykvormig word, deur die doopwater gaan, om 'n nuwe mens aan die kant uit te kom nie. As jy dit nie wil doen nie, en jy is tevrede met toe jy 'n babietjie was, dat jy gedoop was, sonder dat dit bekering vooraf gegaan het, gaan jy 'n probleem met wanneer dit kom by om in hom gevind te word. Want Jesus verwag van jou om soos hy sonde af te sterwe in die doop, soos wat hy in die dood afgegaan het, om 'n nuwe mens op te staan. Ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Hy ou mens moet begrawe word, om deur die doopwater te gaan, behoort nie aan 'n kerkie, is niemand se doopie, is die Bybel, die Here van die Bybel sin. As jy nie begrawe word nie, my vriend, is jy nog nie dood nie. Jy moet doodgaan, en in 'n nuwe lewe, vir God, in Christus lewe. Tensy jy dood gegaan het, sal hy nooit in jou liggaam groot gemaak word nie. Tensy ek en hier ou mens afgesterf het, sal ons nooit by die punt in ons geestelike lewe kom wat ons sê, hierdie liggaam maak nie saakie, om vir God groot te maak in hom, is al waarvoor ek lewe. Die rede waarom ons te skaam is om vir hom op te tree, want wat gaan die mense van hierdie liggaam dink? En hierdie liggaam is nog nie begrawe nie. As jy dood gegaan het vir sonde, wat jy sê, mense, ek is nie eintlik 'n prater, maar jy moet verstaan, ek skaam my nie vir die evangelie van God nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Mense, julle ken my mos maar so stil, ek is nie eintlik 'n prater nie, maar julle weet wat ek was, ek is nie meer dit nie, julle kan mos sien, baie diep het hy my uitgehaal. Mense, ek ken nie die Bybel so goed nie, maar ek kan vir julle vertel, wat die Here vir my gedoen het. Jy kan hom nie groot maak, as jy nie dood is nie. En as jy hom nie kan groot maak nie, soos Stefanus, sal jy nooit in hom gevind word nie. Verstaan jy nou? Jy sal nooit in Christus gevind word, as jy hom nie groot maak nie. So jy moet hom ken. Jy moet hom as wins verkry. Jy moet aan hom gelykvormig word. Jy moet hom groot maak, om in hom gevind te word. My begeerte vanaand, vir myself, is om in hom gevind te word. Vriende, ons is hier, om mooi boodskapies te bring nie. Ons is hier, om, jy is vervelig by die huis, nou kyk jy maar dit. Ek gaan maar 'n stapie vat. Ons is hier om enige iemand te kom vermaak met dingetjies in sang wat ons aanvang hierso nie. Ons is hier met mooi kerkie. Ons is hier, dit gaan oor lewe en dood. My ewigheid, u persoonlike ewigheid is op die spel. As ons hier uitstap, dan moet ons nie sê, die diens was nogal nice, en dan vergeet jy die diens nie. God praat met jou, hy wil jou red, my vriend. Die, sê kerksaakie, die is lewe en dood. 'n dag is aan die kom, my vriende, wanneer die ooste sal oopbreek. My vriende, Jesus kom weer. En wie gaat die bevind word?
My Bybel sê hy kom in 'n geroep. En die wat in die grafte is, waar is hulle? Wat sê die Bybel, waar is hulle? In die grafte. Ons sit mos so in die hemel. Die Bybel sê die wat in die grafte is, wat in hom gesterf het, sal eerste opstaan. Hulle wat in hom gevind is. En ons wat in die lewe oorbly, sê Korintiërs, sal almal verander word. Sterflikheid sal met plek maak vir onsterflikheid. Verganklikheid vir onverganklikheid. Hoe gaan jy gevind word, my vriende? Hierdie reeks dienste sal vir jou tel of teen jou tel. Ek verstaan, sommige is bekommerd, wanneer kan ons nou weer kom? Praat soos ons hier praat. Maar ons moet ook nou vra, wat gaan jy nou doen met die wat jy nou gehoor het? Gaan jy nou weer bly, soos ons jou hier kon kry het? Soos wat jy was voor jy hierdie woord gehoor het, bly hier dieselfde, maar jy kan nie vir die next woord wag nie. Mag die Here dat ons in hom gevind sal word. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Seeking you as our precious jewel, for to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy, so worthy is your name. Vriende, wil u in Jesus gevind word, aan sy geregtigheid gevind word. Vanaand staan ek hier, swak soos ek is, en ek vra, Here, help my, ek wil in u geregtigheid gevind word. Wil u nie vanaand in u swakheid ook maar opstaan saam met my, en sê, Here, wees my arme sondaar genadig. Het u Jesus nodig vanaand, om u te help om in hom gevind te word, my suster?
Al sê die mense wat, ek wil in hom gevind word. Wil jy nie vanaand vir hom besluit en sê, Here, ek gaan nie links of regs kyk nie. Al ken die mense my en my verlede, ek wil in U gevind word. Weet jy wat sê Jesus? My genade is vir jou genoeg. Ons gaan nou bid en die Here vertrou dat ons in hom gevind sal word. Baie dankie Here vir U genade. Dankie dat U omgee vir sondaars. Selfs al ken U ons verlede. U ken ons toekoms. U weet watter soort mens ons is. Sobat U gee my hart. U staan by die deur en U klop geduldig vir ons om op te maak. Here, vanaand wys die vyand vir ons hoeveel kere het ons al opgestaan en het nie gehelp nie. Nogtans sê U weer, gee my jou hart. U is 'n God van liefde. U is vol ontferming. As niemand soos U nie, Here. Ons kan nie vanaand glo dat ons is wat ons is nie. Ons is so skaam om eintlik van onsself te praat. U sien deur ons en U sê, gee my jou hart. Maar Here, die wêreld ken my. Ek is 'n egbreker. Ek is 'n tikkop. Ek is 'n daggaroker. Ek drink as ek heel jare kerkbroer. Ek drink elke groot dag. As ek 'n drinker, as ek losbandig. U ken my. Here, ek het al hoeveel keer geval. Die mense weet ek staan maar so op. Dan val ek maar weer. Here, ek is tweegesig. Die mense ken my nie vir wie ek regtig is nie. U weet dan wat soorte mens ek is. Dan sê U net, gee my jou hart. Want ek het gekom vir sondaars. Ek het gekom om vir jou te soek en te red. Hoekom, Here? Want ek het jou innig lief. Dankie, Here, wanneer ons vanaand liefde verdien nie. Wanneer ons ouers, die Bybel sê, al het my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my aanneem. Dis die God wie U is, Here. Soos die mense in hierdie vertrek staan en soos wat mense hierdie diens luister, Here, en met 'n stryd in hulle harte is, laat hulle versekerlik weet, U is 'n God wat aanneem en ons U eie kinders maak. Help ons om te glo en aan te gryp en vir U te lewe tot wanneer U spoedig sal kom. Ons kan nie wag, Here. Ons kan nie wag vir die dag wanneer U sal kom om vir ons te kom haal, sodat ons nie weer hoef mekaar te groet op hierdie wêreld nie. Neem ons aan vanaand. Vat ons swak hand in U sterke hand en lei ons op die ewige weg en hou ons getrou tot wanneer U sal kom. En al val die berge om ons, laat ons getrou sal staan. Al word ons gestenig deur medegelowiges, dat ons sal sê, ek wil in Jesus gevind word. Help ons, Here, om van vanaand af, van vandag af, van hierdie uur in die dag af, U te vertrou met 'n volkome hart. Ons is dit nie waardig nie, om dit van U te vra nie, maar ons kom in die naam van Jesus. Met baie, baie danksegging. Amen en amen.